Goeienaand en baie welkom by nog 'n weergawe van Praag TV. As jy nog nie ingeteken is op die kanaal nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand se onderwerp is die weerwraak van die sappe. Nou, diegene van u wat nog onthou dat daar so 'n begrip bestaan het, gedurende die 20ste eeu was daar natuurlik 'n politieke verdeeldheid in Suid-Afrika en onder Afrikaners tussen die sogenaamde sappe van die Verenigde Party en die Nasionale Party se natte. In Engels het hulle ook dikwels verwys na die Nasionale Party se ondersteuners en politici as die Nats. Dit was 'n neerhalende term wat oral in die Engelse media en van vroeër af gebruik is. Ek wil eintlik vanaand gesels het oor die triomf van links in Suid-Afrika, hoe Suid-Afrika so 'n geweldige linkse land geword het. Ons het voorheen verwys na die Ouwerton venster op hierdie kanaal. Hier is dit in Nederlands, die Ouwerton venster, wat aantoon dat sommige denkerigtings in 'n land of in 'n bepaalde samelewing op enige tydstip is populêr en dis beleid, en dan het word ook as verstandig beskou. Jy kan bietjie afwyk daarvan, dan is dit verstandig en of akseptabel of aanvaarbaar. En dan hoe verder jy beweeg van die Ouwerton venster af, hoe meer radikaal en ondenkbaar raak dit. Nou, die gedagte wat eintlik 2 eeue lank by Afrikaners gegeld het dat ons onsself moet regeer, dit word vandag as radikaal en ondenkbaar beskou. Trouwens, mense noem dit ook 'n verregse idee. As jy glo dat Afrikaners hulself behoort te regeer, dan is jy verregs. Nou natuurlik is daar in vele lande in Europa en wat ook al ook partye wat as verregs deur die media beskou word, alhoewel 'n klomp mense in daardie lande tot 1/4 van die bevolking of selfs 1/3 van die bevolking ondersteun daardie partye. Dit is dan gewoonlik partye wat ook gekant is teen immigrasie vanuit die derde wêreld. En in ons media natuurlik word meneer Donald Trump, waaroor ons seker nog gaan praat op hierdie kanaal, ook as verregs beskou. En die hele Amerika, al die 80 miljoen kiesers wat vir hom gestem het, is ook verregs. Vanuit ons eie konteks wat nou so ver na links geskuif het, want eintlik is Julius Malema en Killeboer, dit is onaanvaarbaar, dit is deur die howe bekragtig, dit is aanvaarbare politieke diskurs. Maar as jy sê jy wil Afrikaans in die hof praat of iets van die aard, dan is dit verregs. Jy mag nie dit versoek nie, al is Afrikaans dan sogenaamd amptelike taal in hierdie sogenaamde grondwet. Maar om terug te keer na die hele SAP idee, die weerwraak van die sappe. Soos ek het sien, kyk, ek het hier iewers van die goed wat ek op die internet uitkrap, is soms baie vreemd. Ek het onder andere proefskrif van die Universiteit van Kaapstad, wat in 1972 geskryf is, opgediep, dis PDF daarvan, maar die oorspronklike proefskrif is met 'n tikmasjien geskryf, getik, want destyds was daar natuurlik nou nog nie rekenaars en drukkers en sulke tipe goed nie. En in hierdie proefskrif, ja, die student het baie moeite gedoen om aan te toon hoe die Verenigde Party, of dis nou die ou SAP-party, Suid-Afrikaanse party, wat sulke beroemde figure soos Jan Smuts opgelewer het, en Sir de Villiers Graaf, hy was ook vir 'n lang tyd die leier van die party, terwyl het besig was om weg te kwyn, want dit het algaande weggekwyn, en hierso in 1978 was toe het 80% van die blanke kiesers vir die Nasionale Party onder John Vorster gestem. En dit was 'n hoogtepunt in die Nasionale Party se steun wat hy onder die kiesers verwerf het. Maar in hierdie proefskrif, lang treurmare oor die ondergang van die wegkwyn van die Verenigde Party en die sappe, en dat die sappe nie eintlik werklik 'n geloofwaardige beleid gehad het in Suid-Afrika nie, want hulle wou gekwalifiseerde stemreg hê of iets van die aard.
en hulle wou natuurlik en baie lank in die referendum van 1961 of 1960 seker meen ek toe ons moes stem om 'n republiek te word of nie, toe was die sappe vel daarteen gekant want ons moes deel wees van die Statebond en ons moes die Britse soort invloed in Suid-Afrika koester en uitbou en natuurlik Engels. En sover ek verstaan, ek het al met baie mense gepraat, ouer mense en so meer of selfs mense van my geslag en hoe hulle ouers was en ek dink 'n klomp van die ryk boere was almal sappe. Ek dink daar was ook 'n klasse so problematiek onder Afrikaners en die ryker mense was almal sappe. Ryk boere onder andere, as jy in 'n mooi sandsteenhuis in die Vrystaat gebly het met jou gesin, dan het jy in 'n groot plaas gehad en dan was jy 'n sap. Terwyl die Nasionale Party was meer 'n beweging vir die arme mense as jong mense ook in die 40er jare. Ek het eendag 'n klomp mense ontmoet, hulle was toe al heel bejaard, wat deel was van 'n soort hulle het hulle self die Bond van Jeugbonders genoem. Daar was in die 1940s 'n organisasie, die Nasionale Party se Jeugbond. En dit was 'n fascinerende groep mense. Hulle was non-konformisties, hulle was kreatief, hulle was snaaks, grappig, jy weet, ywerig, geesdriftig. Alhoewel hulle nou al almal diep in die 70 of 80 jaar oud was, kon jy sien op 'n bepaalde oomblik in hulle lewens, sê maar 50, 60 jaar gelede toe ek hulle nou ontmoet het, toe hulle jonk was hulle begeesterd geweest. En dit was so die Nasionale Party was jong mense, hulle was ook arm mense, arm blankes, jy weet, mense wat gesukkel het om 'n plek in die ekonomie te kry en veral in die stedelike ekonomie natuurlik met verstedeliking en intellektuele mense soos NP van Wyk Lou wat op daardie wat sê nou maar in 30 en 40er jare een van die Afrikaanse intellektuele was wat hulle literêre tydskrifte begin het, wat gefilosofeer het in die huisgenoot en allerlei, jy weet, met sy essays. Hy was 'n groot ondersteuner van die Nasionale Party. En vele van die ander skrywers, maar daar was natuurlik 'n ander klomp skrywers wat sappe was. En hulle was gekant teen enige vorm van selfregering, vir Afrikaners of selfs dat ons die Britse invloed in die land moes verminder of uitskakel. Hulle wou nie dit gehad het nie. Trouwens, my ouma was ook 'n sap geweest, jy weet, hulle het ons gepraat van 'n bloedsap. My ouma aan moederskant was 'n bloedsap en sy was verskriklik rassisties, hoor. Sy het niks van swartes gehou nie. Sy het ook glad nie swartes in diens geneem nie. En jy weet, sy was neerhalend oor hulle en het hulle absolute minagting vir hulle gehad. Maar sy was 'n sap. En sy was 'n verskriklike aanhanger van Jan Smuts en 'n bewonderaar van hom en alles wat Brits is. En jy weet, sy het taamlik gereeld op 'n skip geklim en dan sy in Engeland gaan kuier en al sulke dinge. Maar sy was ook sy was gekant daarteen dat jy weet, Suid-Afrika in die buiteland aangeval moet word. Sy was ook 'n patriotiese Suid-Afrikaner, maar terselfdertyd 'n sap. Trouwens, daar was 'n berig in die Sondagkoerant oor haar, hoe sy daar in die, ek moet dit miskien vertoon hier op die skerm een of ander tyd, hoe sy daar in Hyde Park by Speakers Corner het sy daar gaan praat en jy weet, vurig gepraat oor hoe daar nie saam wees nie, as ook, sy het my ook vertel, sy het so 'n groen opvoustoel gehad, en waarmee sy dan op die skip se dek gaan sit het, en 'n bietjie lees, en so meer, terwyl sy nou met die vaart oor Engeland toe, jy weet, besig was, en dan sy hierdie stoel gevat, daarna Speakers Corner toe, en dan sy op die stoel geklim om daar te praat, in Hyde Park, in Engeland. En toe was daar een keer 'n Indiër, wat sy het 'n ander naam vir hom gebruik, wat ook, ek dink in vandag se terme, seker 'n rassistiese term sou wees, vir die Indiër gebruik, 'n K-woord met ander woorde. En toe het sy gesê, en hy was verskriklik teen ons land, het sy my vertel. En toe ek nou so afklim van my stoel en so verby hom stap,
toe gee ek hom so 'n goeie hou met my stoel op sy marmerie. So dit was my ouma die bloedsap, maar daar was baie ander sappe ook. Ek het hierso in hierdie proefskrif wat ek gelees het oor die ondergang of die wegkwyn van die Verenigde Party, het ek ook afgekom op 'n vent genaamd Japie Basson. Nou, daar's 'n hele artikel oor op Wikipedia oor hom. Ons kan nou miskien 'n bietjie daarna verwys. Jacob Daniel Du Plessis, Japie Basson, 25 Julie 1918 tot 8 Augustus 2012, was een van die kleurrykste politieke figure in die Suid-Afrikaanse geskiedenis en was agtereenvolgens lid van die Verenigde Party, Nasionale Party, Nasionale Unie, weer die Verenigde Party en later die Progressiewe Federale Party. Met ander woorde, ou Japie was aanpasbaar. Hy het sommer, jy weet, van die een hy was in Suidwes destyds, was hy lid van die Nasionale Party, maar hy was jarelank ook die lid vir Bezuidenhout in Johannesburg vir die Verenigde Party. Niemand kon hom daar ontsetel nie. En hy het blykbaar ook op 'n stadium 'n rubriek geskryf in die Sunday Times. Maar nou vandag, hoekom sê ek daar's 'n weerwraak van die sappe? Wel, ek dink vandag bestaan daar bykans nie meer iets soos Afrikaner leierskap nie. In elk geval nie daar's nie politieke partye wat deur Afrikaners gelei word nie, behalwe die Vryheidsfront wat ek dink in die mees onlangse meningsopname slegs 0,4% van die steun in die land betref. Ja, maar ek dink die DA, wat eintlik die erfgenaam dan is van die sappe, trouwens die DA het ontstaan uit die Progressiewe Party wat die latere liberale, linksliberale inkarnasie van die Verenigde Party was, met ou Japie Basson, as ook natuurlik mevrou Suzman en van Sail Slabbert en al die mense. Die DA is die erfgenaam daarvan. En die DA, ek dink, hulle was nog altyd half ten gunste van die ANC regering. Daar's baie mense soos mevrou Helen Zille, sy het baie hard geveg dat die ANC die land moet regeer. En sy het blykbaar wapens in 'n kattebak rondgery of iets van die aard. Sy was 'n groot ANC ondersteuner. Maar met ander woorde, die sappe wat altyd ten gunste daarvan was dat Brittanje ons moes regeer of dat daar 'n geweldige Britse invloed in die land moes wees. Hulle was ook ten gunste van 'n Britse terreurorganisasie met die naam natuurlik African National Congress, wat eintlik maar net 'n front was vir die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party van Joe Slovo. Maar ons sal op 'n stadium daaroor ook gesels, ek het al so 'n bietjie daarna verwys. Nou, ek dink met meneer de Klerk was ook eintlik, alhoewel hy die leier van die Nasionale Party was en natuurlik die president destyds in die laat 80er jare, hy was ook eintlik 'n sap. Sy waardes was die van 'n sap en hy het nie veel gevoel vir die Afrikaner nie, of hy het nie gedink die Afrikaner moet eintlik as 'n soort afsonderlike volksgroep in die land voortbestaan nie. Hy was baie ten gunste van Suid-Afrikanisme en dat ons geassimileer moes word in 'n nuwe reënboognasie. Dit was meneer de Klerk en natuurlik Roef Meyer, sy handlanger, wat namens hom met die ANC onderhandel het, of liewer met die Nasionale Party onderhandel het, om oor te gee aan die ANC. Hy was so ver heen in die SAP tipe ideologie, dat hy sommer by die ANC aangesluit het, op 'n kol, net na 1994. Dus, die sappe is vandag in beheer, van die Afrikaner kiezer, ook van die Afrikaanse kultuur. Daar's ook 'n hele soort beweging wat beweer dat die Afrikaanse letterkunde moet meer as 'n afsonderlike letterkunde voortbestaan nie. Dit moet opgeneem word in 'n soort ANC oorheerste staats Suid-Afrikaanse letterkunde waar slegs linkse skrywers wat die regte ideologiese standpunte huldig erken sal word as deel van die kanon. Klomp sappe dus
ook oral op die kultuurakker, soos hulle dit noem, bedrywig. En daar is nie meer diegene, die anti-SAP faksie of groepering of beweging of stroming het as dit ware soos mis voor die son verdwyn. Maar as ons nou praat van die huidige erfgename van die SAP beweging, dan dink ek veral aan twee mense in die DA, dit is nou meneer John Steenhuisen en meneer Dean McPherson. Nou, hulle het onlangs uitlatings gemaak wat vir my nogal heel interessant is, hoor. Kom ons kyk 'n bietjie waar, ek net sien, ja, hierso is Steenhuisen se uitlating. Dit was daar iewers in Februarie gewees. Ek wil dit net hier vir myself 'n bietjie groter maak dat ek dit kan lees. Hulle sê ja, hierso, dit was op Netwerk 24 dink ek. John Steenhuisen se aanvanklike verdediging van die Suid-Afrikaanse regering nadat president Donald Trump van Amerika hulle gekap het oor die onteieningswet, het beroering veroorsaak in die party. Verskeie amptenare in die party het met misnoë gereageer op die DA se standpunt dat die wet grondeienaars genoegsaam beskerm teen arbitrære beslaglegging. Aanhaling die wet vereis wel billike vergoeding vir wettige onteienings ingevolge artikel 25 van die grondwet. Dit is jammer dat individue probeer het om hierdie wet uit te beeld as 'n wysiging van artikel 25 van die grondwet om onteienings sonder vergoeding moontlik te maak, het Steenhuisen DA-leier Maandag gesê. Hy het bygevoeg dat dit 'n tragedie sal wees as Amerika finansiering aan Suid-Afrika staak weens 'n misverstand oor die onteieningswet. Met ander, en tans, weet ons, is meneer Steenhuisen deel van die afvaardiging wat met die verregse Amerikaanse president Donald Trump gaan gesels en Suid-Afrika se standpunt daar gaan stel en vir hom gaan vertel dat daar is geen probleem met onteiening sonder vergoeding in Suid-Afrika nie. Alles gaan goed, daar is ook nie probleme, daar is ook glad nie volksmoord of aanvalle op plaasmoorde, alles wat daarmee saamhang nie, die Afrikaanse kultuur word nie onderdruk deur die staat nie, die skole, ons skole word nie verengels nie, daar is nie Bella wet nie, niks van die aard nie. Hy gaan daar saam met Cyril Ramaphosa 'n soort linkse, moderne, eie tydse SAP standpunt stel. En dan is daar nog 'n ander figuur in die DA wat vir my nog meer van die SAP, jy weet die ou SAP ingesteldheid uitadem. En dit is hierdie minister McPherson. Ek dink hy is minister van wat? Ek dink amper is openbare werke of iets van die aard. Maar hy sê, ja, hierso is nou, dit is 2 dae gelede of iets, het dit in daardie liederlike propaganda mondstuk van Adrian Basson News24 verskyn. Die opskrif, "Null can be a form of compensation. DA's McPherson Defence Expropriation Act." Nou, dit is my geweldig interessant, want as jy, hy was baie beslis daaroor dat mense wat sê, daar gaan onteiening sonder vergoeding plaasvind in Suid-Afrika, is heeltemal verkeerd. Want al word jy onteien en jy ontvang geen vergoeding nie, met ander woorde 0 vergoeding, dan is dit nog nie onteiening sonder vergoeding nie. Daar's 'n verskil. Hy sê, hy beweer met baie beslis dat daar's 'n groot verskil tussen 0 vergoeding en geen vergoeding nie. Jy weet, dit is soos 2 aspekte van 0. Hierdie man is 'n groot filosoof, dink ek, want hy kan onderskei tussen 0 en 0, tussen 2 sye van die 0. Jy weet, die een is sonder vergoeding en die ander een is 0 vergoeding, maar die 0 vergoeding verteenwoordig wel vergoeding. Terwyl as jy geen vergoeding kry nie, dan is dit nou seker minder as 0, ek weet nie.
maar 0 is steeds vergoeding. Dis soos 1, behalwe, jy weet, dis 1 of 2 of 3 of miljoen, behalwe dis 0. Dis 'n miljoen sonder die 1, dis net nulle. Nou ja, ek vind dit interessant. En hierdie mense is die leiers van die Afrikaners. Trouwens, ek gesels 'n bietjie met iemand en ek dink dit is moontlik vir Afrikaners vandag om vir 'n ander party as die DA te stem nie, want hulle is heeltemal hierdie soort ou SAP-ideologie het nou met ek weet nie, dis amper onverklaarbaar, maar dit het met weerwraak teruggekom en dit het hulle heeltemal in besit geneem en wel, baie van hulle wil natuurlik vandag vreeslik graag Engels word en beskou Afrikaans as nie baie belangrik nie en die Afrikaanse kultuur is ook seker minder belangrik, alhoewel gaan nog hier en daar na braaivleis toe of iets, ek weet nie. Braaivleis is seker nou 'n kultuur, maar nie, of hier en daar 'n kunstefees, maar jy weet waar daar nou allerlei polities korrekte dinge ook aangebied word, van hierdie, ek noem wel 'n ander term vir my vir polities korrek is supersap. Met 'n skrywer soos André P. Brink, wat op 'n kol mos gesê dat die Afrikaner moet verdwyn. Hy het dit letterlik gesê. Hy was myns insiens, ek tipeer hom as 'n supersap, want hy wou hê dat Engels, alhoewel hy in Afrikaans ook geskryf het, dat Engels moet geheel en al oorheers, en dat ons moet verdwyn as 'n bevolkingsgroep, as 'n kultuurgroep, as 'n volk. En hierdie supersappe, wat meer aan die linkerkant van die spektrum, iemand soos, wat sy naam, ja, Karel Neus. Karel Neus is ook 'n supersap, verseker. Hy praat net Engels en hy sien ook nie die Afrikaner as iets wat behoort voor te bestaan in nuwe Suid-Afrika nie. Ons moet eenvoudig net verdwyn, jy weet, ondergeploeg word, jy weet, heeltemal geassimileer word deur die Engelstalige swart meerderheid. Dit is Karel Neus se standpunt, die supersap standpunt. Dus, ek weet nie presies hoe 'n mens hierdie ding kan beveg, hierdie weerwraak van die sappe nie. Ek dink in die eerste instansie moet ons dit verstaan. Ons moet verstaan waar dit vandaan kom, hoe dit oor dekades ontwikkel het, waar dit eers baie ongewild geraak het, wat hier so in die 70er jare, maar hoe dit so half ek dink die intellektuele debiliteit, nou dit is 'n term, ek dink dit bestaan in Afrikaans, mense kan my nou gaan aankla of iets om te sê dat ek gebruik verkeerde Afrikaans, maar ek is seker as ek dit nou gaan opsoek in die woordeboek van die Afrikaanse taal, daai mooi ene in wat 20 dele of hoeveel dit ook al is, en leer gebind, hy sal daarin voorkom, debiel, dis 'n Franse woord, maar wat hulle ook in Nederlands en in Vlaams gebruik, en dit beteken eintlik dom en swak. Nou, weens die debiele Afrikaner leiers van die, sê maar, laat 80er, vroeg 90er jare, en dit het eintlik aangehou, hierdie debiliteit, sit ons vandag met 'n situasie waar hierdie SAP-mentaliteit geheel en al ons mense oorheers, en is baie moeilik om te sien hoe mense hulle daarvan kan genees, want natuurlik die media en selfs, jy weet, openbare figure en ja, sangers met die uitsondering seker van jy weet, Bok van Blerk en Steve Hofmeyer, maar ja, die meeste kulturele figure in Afrikaans, hulle is eintlik maar ook besig om hierdie soort SAP-ideologie te verkondig. En natuurlik die politici is geheel en al aan die kant van die SAP-ideologie,
En binne in die DA word die Afrikaners in elk geval geheel en al oorheers. Ek dink die laaste ou wat bietjie probeer het, maar hy seker ook eintlik maar 'n sap is Ronaldo Gous, want hy praat die hele tyd Engels. En hy het so half bietjie daar iewers 'n paar gewaagde uitsprake gemaak en hy is nou van ontslaag geraak binne die DA en dit is ook 'n les dat jy moet man binne die kader bly van die SAP ideologie in die DA, anders gaan hulle jou net eenvoudig uitskop. Maar ek dink tog die goeie ding wat gebeur het is natuurlik president Trump en ek is nie altyd seker of Trump se beleid heeltemal samehangend is nie, maar ek dink hy is tog besig wat Suid-Afrika betref. Lyk dit tog vir my asof hy baie konsekwent is. En dit gaan hierdie vergadering binnekort hierdie week op Woensdag, ons sal 'n bietjie daaroor praat ook op 'n stadium. Gaan baie interessant wees om te sien presies wat hy vir Cyril Ramaphosa en sy SAP oppositieleiers in die vorm van meneer John Steenhuisen gaan sê. En ek is seker Steenhuisen gaan net so hard soos Ramaphosa veg om nou vir Trump te oortuig dat daar eintlik geen probleem in Suid-Afrika is nie. Maar ek is nie so seker of Trump dit sommer net gaan laat vaar nie. Trump het al met heel besliste standpunte voor die dag gekom. Hy sien onteiening sonder vergoeding of met 0 vergoeding, om Dean McPherson se term te gebruik. Sien hy op die horison, as ook natuurlik, ja, die verskriklike moorde en geweld en marteling en alles wat daarmee saamhang, huisrowe en die 142 raswette. Ek dink Trump het daarvan kennis geneem en ek weet nie of hierdie sappe en supersappe, die gewone sappe en die linkse sappe, die supersappe, of hulle vir Trump van die teendeel gaan oortuig nie. So ons sal maar moet kyk daarna. Maar ek troos my daaraan, daar is ook die gewig van tradisie. En hoe meer van ons jong mense en mense met 'n bietjie verstand en wat kan dink, bewus raak van die Afrikaner tradisie, alles wat ons vooraf gegaan het die afgelope amper 400 jaar, dan sal daar dalk 'n paar krake in die mondering van hierdie SAP oorheersing en die weerwraak van die sappe ontstaan en dan kan ons dalk uitsien na 'n beter toekoms. En hopelik kan ons via die sosiale media en hierdie kanaal en wat ook al 'n bydrae daartoe lewer om weer eens vir die soveelste keer teen die sappe te veg, net soos ons voorouers in die verlede gemaak het. Dit is 'n Sisyfiaanse stryd. Jy ken almal daardie verhaal van Sisyphus wat die klip teen die berg moes, dis daar in die onderwêreld, in die Romeinse onderwêreld, en hy moes die klip teen die berg uitstoot en elke keer dan rol die klip af en dan moet hy maar weer van vooraf die klip begin uitrol teen die berg op met moeite en inspanning. Nou ja, op daardie Sisyfiaanse noot, as jy tot hier geluister het, baie dankie en teken gerus op die kanaal in, as jy nog nie so gemaak het nie, en binnekort gesels ons dan verder oor alles wat daar in Amerika gaan gebeur, maar ook oor ander kwessies en miskien 'n bietjie meer agtergrond wat nodig is in ons huidige situasie. Tot volgende keer.